As ons nou dink aan die liedere waarmee ons begin het, gaan dit die hele tyd daaroor om iets te sê van ons dankbaarheid. En 'n psalm wat dit ongelooflik kom omskryf, is Psalm 16. Waar die psalmdigter kom sê, Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sê die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor in die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Mag dit, broer en suster, ons lewensvisie wees. Om daar waar ons gaan, te gaan leef vanuit die goedheid, die guns wat die Here vir ons gee, met die besef dat ons hier is om ook sy grootheid uit te dra. Dis vers 6 wat sê, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ons kan so maklik kla oor 'n klomp goed wat fout is. Ons kan so maklik vir mekaar sê, maar daar sal weer nie water nie, en. Ons kan net so 'n lysietjie skryf. Maar in God se grootheid en sy genade is hy by jou teenwoordig. Mag en jy dit hoor. Mag ons dit leef tot eer van die Here. Omdat ons in hierdie God glo wat teenwoordig is, wat by ons is, kom ons bely ons geloof dan ook hardop saam in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons doen net staande. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. U kan die plek inneem. Broers en susters, op hierdie lekker Sondag, mooi, warm Sondag wat ons beleef, lees ons saam in 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Ons gaan daar lees vanaf vers 12 tot 28. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hier kan wees in die wete dat U self, Here, U kerk onderhou. Here, dat U ons hier vergader as gemeente, dat U, Here, in die grootheid en in U liefde ons kom lei, kom beskerm. Hier waar ons saam is, Here, kom bid ons in 'n diepe afhanklikheid. Here, breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Soos ek gesê het, 1 Tessalonisense hoofstuk 5, ons lees vanaf vers 12. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in
opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. En leef in vrede met mekaar. Ons trek julle dit op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle tereg. Praat met die kleinmoediges moed en help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly. Bid geduldig. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die Heilige Gees teëstaan nie. Moenie uitsprake van die wat die boodskappe van God verkondig geringskat nie. Maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Sover ons skriflesing van môre. Paulus kom en skryf aan hierdie gemeente in Thessalonika hierdie brief ongeveer 50 min of meer na Christus. En as ons dink oor die brief wat Paulus vir die gemeente in Thessalonika skryf, dan blaas ons terug na Handelinge. Handelinge 17 en 18 lees ons waar Paulus en van sy metgeselle, onder andere Timoteus en Silas, hierdie gemeente kom vestig, kom stig. Ongeveer 49 op sy tweede sendingsreis. So jare wat na dit kom skryf Paulus vir die gemeente wat hy gevestig het, wat hy gestig het. Kom skryf hy hierdie brief. En die groot oogmerk is om vir hierdie gelowiges weer te bemoedig. Is om weer vir hulle te sê, maar onthou hoekom julle hier is. Onthou waarmee is julle besig. Onthou die ware evangelie. Want weer eens, soos in die vorige skrywes van Paulus, is daar dwaalleraars. Weer eens is daar mense wat probeer om die fokus weg te skuif van Christus, sy wederkoms, sy hoop, sy genade, na iets wat vervang word met wat ons as mens moet doen. Ons kan ons eie werke, ons kan self vir ons verlossing instaan. Daarteen kom waarsku Paulus hierdie gemeente dat dit net alleen genade is. As ons die gedeelte wat ons nou waarmee Paulus afsluit weer lees in Thessalonisense 5, dan lees ons vanaf vers 16 3 ongelooflike belangrike opdragte raak. 3 kort sinnetjies wat Paulus vir hierdie gemeente kom sê, wees altyd bly. Broer en suster, as ek dink aan ons lewe, as ek dink aan ons gemeenskap, as ek dink aan hoe ons met mekaar werk, pas hierdie sinnetjie by ons in. Wees altyd bly.
Is daar blydskap by ons as kinders van die Here? Is daar blydskap by ons as ons met mense werk, met mense praat, ten spyte van alles wat verkeerd is? Beleef ons die vreugde om in 'n verhouding met God te kan staan? Dis seker een van die grootste voorregte om te kan sê, maar ons leef in die verwagting dat God in Christus Jesus weer na hierdie wêreld toe sal kom. Dat ons uitsien om ewig saam met die Here Jesus te wees. Beleef ons die blydskap. En beleef ons die vreugde om God te mag ken. Vers 17, 2 woordjies, bid geduldig. Paulus kom en sê vir hierdie gemeente, maar as ons die blydskap van God belewe, kom ons dank die Here. Kom ons val ons voor sy voete neer en ons kom dank die Here vir sy goedheid, vir sy genade. Kom ons bid geduldig. Ons vra vir die Here vir sy leiding. In ander gedeeltes omskryf Paulus dit sodat ons met lofgesange, met dankliedere, met smeekgebede vir God kom vra, voor God kom pleit. Bid geduldig beteken dat ek en jy in 'n verhouding staan met hierdie Here wat ons in hierdie wêreld instuur. En as ons tekort kom, dat ons kan bid, Here help ons. Dat ons kan bid, Here, ons is dankbaar. Dat ons die lof van die Here kan besing met liedere, met 'n lofgebed. En dan kom sê Paulus, vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar. Die vraag is hoekom? Hoekom moet ons dankbaar wees as ons na hierdie wêreld kyk met alles wat verkeerd is? Kort, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dankbaarheid is 'n gesindheid teenoor dit wat God met my lewe kom doen het. Dankbaarheid is 'n gesindheid vir God wat kom intree het, my lewe kom verander het, my kom as te ware kom omvou, kom toevou in sy teenwoordigheid, my aan hom verbind. Vir my en vir jou kom sê, ek los jou nie. Dankbaarheid gaan soveel verder. As ons dink aan Psalm 16, wat kom sê 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ons was die week, was ek bevoorreg om so 'n bietjie saam met die dominees van Bloemfontein te gaan jag. Ek het nie geskiet nie. Dus ek het hulle gevat. Kom ons maak dit net so. Die punt is, wat vir my ongelooflik was, is hoeveel keer hierdie dominees van Bloemfontein vir my gesê het, julle bly in 'n ongelooflike mooi omgewing. Ons het 'n klomp keer vasgesit, ook so saam met die jag. En dan het jy nog meer hierdie skouspelagtigheid geniet, gesien,
vir 'n oomblik besef, maar hoor jy, God het dit gemaak vir my en vir jou. As ons na hierdie wêreld kyk, sien ons nog en beleef ons nog die seëninge van God. Sien ons dit raak? Of het dit so alledaags geword dat ons net die moeilikhede raak sien? Is ons so besig met ons eie krisisse dat ons vir mekaar by 'n plek kom waar ons sê, maar weet jy wat? Hierdie goeders gebeur. Dis mooi om hier te bly, maar weet jy. 1, 2, 3, 4, 5 en so gaan die rympie, dan is ons klaar weer negatief. Wees dankbaar in alle omstandighede, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Paulus kom ook in hierdie gedeelte en hy kom gee ook 'n klompie moenies. Baie vir die gemeente kom sê, vers 19, moenie die Heilige Gees teenstaan nie. In ons eie lewe, kom werk die Gees, kom vul die Here Jesus ons met sy Gees, vernuwe ons, sodat ons 'n getuie kan wees, sodat ek en jy 'n verskil kan maak in ander se lewens, sodat ek en jy in die verwagting leef dat God weer kom. Die Here wil my en jou gebruik. Mag ons nie die werking van die Gees teenstaan nie. Deur God se woord en sy Gees lei ons om by al hierdie ander goed uit te kom, om met blydskap gevul te wees, om gedurig te bid, om met dankbaarheid gevul te wees. Deur sy Gees en sy woord stuur hy ons. Dan kom sê Paulus, moenie die uitsprake van die wat die boodskappe van die wat die boodskappe van God verkondig geringskat nie. Maar toets dit alles. Nou as studente het ons gewoonlik hierdie versie so 'n bietjie uit konteks gehaal. Behou alle dinge of toets alle dinge en behou wat goed is. Behou wat goed is. En bly weg van alles wat sleg is. Ons het dit so 'n bietjie anders te gesien. Beproef alle dinge, het ons mekaar gesê. Nou, ons gaan nie praat oor studente daar nie, maar wat ongelooflik belangrik is dat al wat ek en jy besig is, ons in die teenwoordigheid van God leef. En dat hierdie God besig is om met jou te praat, besig is om met jou in jou omstandighede te gebruik om vir jou iets te wys, iets te leer. En hierdie is die terugroep, dis die toets. Waaraan toets ons wat ons in hierdie wêreld hoor? Waaraan toets ons die waardigheid, die ware woord? Ons toets dit aan die Here se woord self. En dan kom dit Paulus, maar mag die vrede wat God vir julle gee, by julle almal wees. Mag ek en jy, broer en suster, as gelowiges, as kinders van die Here, die ongelooflike vrede wat God gee, beleef. 'n God wat ons, soos ek gesê het, kom toevou. 'n God wat ons kom stuur, wat ons kom oproep, om 'n verskil te maak. God begin by jou. Mag jy antwoord, hier is ek. Mag jy verander word, kyk na jy prentjie, mag jy verander word, om daar waar jy is,
uit te staan. Mag jy 'n verskil maak in jou gesin, jou familie, jou werksplek. Mag ek en jy, broer en suster, met die blydskap leef van God wat teenwoordig is. Mag ons gedurig bid vir die Here se leiding en mag ons dankbaar wees, want dit is wat God van my en van jou verwag. Ons sluit af, kom ons bid saam. Here, ons kom dankie in hierdie oggend vir die groot genade, dat ons na hierdie wêreld kan kyk en ook 'n verskil kan sien. U is hier. U is by ons teenwoordig. U is in ons deur die Gees. En deur die Gees en die woord, Here, lei ons in hierdie wêreld. Rig ons gedagtes, Here, sodat ons daar waar ons gaan kan lewe tot U eer. Ons kom bid, Here, en kom vra dat daar waar ons eie kragte te min is, dat ons uit die versekering sal leef, dat U in die grootheid, die goedheid, die guns, ook dit vir ons kom gee. Gebruik ons en rig ons, Here, om ligdraers van U te wees in hierdie wêreld. Ons kom vra dit in U naam. Amen.